Goeiemiddag vriende. Vandag word ek gejoin deur 8 bonnetjies wol, bonnetjies vreugde. Kyk net hierdie pragtige goedjies. Dit is wat ons in die laaste 3 weke gedoen het. Ons het eiers uitgebroei. En weet julle nee, ek het in die laaste 3 weke soveel geleer van die natuur en van die skepping deur 'n eenvoudige eiertjie in 'n uitbroeimasjien in 'n broeikas te sit. Jy weet nee, ek wil graag 'n paar verse lees vandag en hierdie is die 3de boodskap oor vreugde of blydskap of joy soos die Engelse sê. En ja, ek het soveel geleer uit hierdie ou bonneltjies, veertjies uit, dat ek net nie kan help nie, ek moet dit met julle deel. Die eerste verse wat ek van ons wil lees is Job 12 vers 7 wat sê, Job het gesê, gaan gerus na die diere en die voëls in die lug, hulle kan julle baie leer en vertel. En die laaste 3 weke het ons hierdie proses gevolg van eiers in 'n broeikas insit en vir 3 weke lank lyk dit asof absoluut niks gebeur nie. Ons moet die ding warm hou en daar kom water in en nat bly. Maar daar gebeur niks. Jy sien niks nie. Halfpad deur het ek begin dink, maar gebeur daar ooit iets? Dit lyk asof daar iets gebeur nie. En 'n mens begin nog twyfel, is die eiers nou regtig bevrug, gaan dit werk, jy weet, al hierdie dinge. En dan ewe skielik, presies 21 dae later, die skepping van die Here is so amazing. Dan slaan die ou kykentjie die eerste gaatjie deur daai dop met sy snabeltjie. En dan 'n paar ure later dan kom die ou dingetjie uit. En dit is net amazing. Elke een van hulle, hier is nou al 8, ons verwag nog 'n klomp. Elke enetjie van hulle is uniek, maar op dieselfde tyd 100% volmaak. Daar is niks fout met hulle nie. Daar is nie 'n skewe toon of 'n skewe kop of niks nie. En dan besef jy net weer hoe ongelooflik is hierdie God van ons. Nou, die rede hoekom ek hierdie versie uit Job uitgeleer het, is ek het gewonder, nou waarvan praat Job hier? Wat kan ons gaan leer by die voëls? Jy weet, wat kan ons gaan leer by die diere? En ek het op 'n paar verse afgekom. Die eerste een was Lukas 12 vers 24 wat sê, kyk maar net na die voëls, hulle het nie groot lande waar hulle kos aanplant nie. Daar is ook nie groot bergplek vir kos in hulle neste nie. En tog gaan slaap hulle nooit een aand honger nie. God sorg vir hulle. Besef julle nie dat julle vir God baie meer werd is as al die voëls nie? En aangesien ons besig is met vreugde en blydskap, dink ek hierdie is regtig 'n rede waaroor ons kan bly. Is regtig iets waar ons onsself kan verbly. En dit is dat as God vir elke ou voeltjie daar buite sorg, hoeveel mossies en duwe en goedjies is nie hier op die plaas nie, dan hoeveel meer is ons nie werd vir hom nie. Hy sal vir ons sorg. Maak nie saak waarheen ons gaan nie. Ons dink partykeer dit gaan nie goed nie, maar God sorg vir ons. Hy is daar vir ons in ons lewe nou. Volgende versie wat ek wil lees is Matteus 10 vers 30 tot 31 wat sê, God gee natuurlik 1000 maal meer vir julle om. Van kop tot tone is julle vir hom belangrik. Nou ja, as julle dit weet, hoef julle mos nie meer bang te wees vir wat mense aan julle kan doen nie. Wees dus getroos, maar ook gewaarsku. Die ander vertaling het hierso ook verwys na voeltjies of na mossies. En dan wil ek lees Matteus 10 vers 29 wat sê, wat dink julle sal iemand vir 'n mossie wil betaal? 'n paar sent miskien of hoe? Alles hulle vir ons so min werd, gee God tog baie vir hulle om. Kyk net hoe sorg hy vir hulle. Nou nog 'n vraag. Wat dink julle vir wie gee God die meeste om? Vir mossies of vir julle? Ek hoef eintlik nie eens hierop te antwoord nie. Jy weet nie, as jy regtig wonder partykeer waaroor kan jy bly wees? Waar kan jy jouself verbly? Hoe gaan jy daai werkwoord toepas in jou lewe? Gaan kyk na die natuur, gaan kyk na wat jy het. En dan vergelyk jy met mekaar. God gee baie meer om vir ons as vir sy diere, vir sy skepping. En tog gee hy so baie om vir hulle. Hierdie gepiep van hierdie ou kykentjies roep na al die voëls. Hier sit nou 'n klomp voëls hier buite. Volgende vers wat ek vir ons wil lees is Matteus 10
Okay, so ek wil graag hê julle moet vandag net hierdie saam met julle vat. Dat ons is vir die Here verskriklik baie werd. Hy het aarde toe gekom spesiaal vir ons, om te sterwe vir ons, sodat ons mag lewe. En dit is absolute genoeg rede vir ons om bly te wees, om ons te verbly in Jesus Christus. En ek hoop hierdie ou boodskap en hierdie ou kykies kan vir julle net soveel vreugde bring, sodat hulle vir ons bring en vir ons kindertjies bring. En ja, geniet die skepping, gaan stap 'n bietjie rond vandag en gaan kyk wat het God alles vir ons gemaak en wat hy alles vir ons gee. Kom ons bid saam. Here, ek wil U loof en prys vanmôre en ek wil vir U dankie sê, Here. Dankie vir U skepping. Dankie dat U soveel omgee vir die natuur en vir die diere daar buite, Vader. En dan, as ons verder gaan kyk, dan kan ons net besef dat U actually daai skepping vir ons gemaak het, vir die mens, Here. Dat U ons so lief gehad het, dat U al hierdie dinge vir ons gemaak het en vir ons gegee het om oor te heers. Here, ek wil U loof en prys en vir U dankie sê dat U vir ons sorg, Here. Al kan ons dit nie altyd sien nie, al twyfel ons dalk daaroor, Here. Wil ek net kom bely vandag dat dit verkeerd is, Here, en ek wil bid, Here, dat U my sal help om alles te sien wat U vir ons gee en doen elke dag van my lewe, Here. Help my om bly te wees, help my om myself te verbly in U en in U skepping en in alles wat U vir ons gee en doen. Bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.